Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 3 van die 2021 vraestel met jou bespreek. Dit gaan oor analitiese meetkunde. Hier gaan jy nou sien dat analitiese meetkunde bestaan uit 40 uit die 150 punte, met ander woorde 27%. Jy sal sien aan die einde van hierdie video gaan ek ook 2 playlists vir jou aanhak. Daar sal jy al die graad 11 en al die graad 12 analitiese meetkunde vind as jy iets nie verstaan nie. Hier sien jy nou die vraag. Ek stel voor jy pause die video en probeer gou die vraag self en dan gaan jy na die antwoorde toe. Hier is die res van die vraag en die antwoorde volg nou. In die diagram is A min 2 10, B, K, K en C 4 min 2 die hoekpunte van driehoek ABC. Lyn BC word verleng na H en sny die x-as by E12 0. AB en AC sny die x-as by F en G onderskeidelik. Die inklinasiehoek van lyn AB is 81,87. 3.1.1 bereken die gradiënt van BE. So om die gradiënt van BE te bereken, kort ons 2 koördinate wat op daardie lyn woon, om in die gradiëntformule in te vervang. So, E is dan die punt 12, 0, wat uit 'n x en 'n y bestaan, en C is die punt 4 min 2, wat uit 'n x en 'n y bestaan. En ons vervang dan daardie waardes in. Onthou as jy invervang, gebruik hakkies, veral as daar minne is, en ons kry die gradiënt van BE is 'n kwart. Waar is die punte? Invervang, antwoord. 3.1.2, die gradiënt van AB, daar is nou nie 2 koördinate wat op daardie lyn woon nie, maar wat daar wel is daai inklinasiehoek. So op jou formuleblad is daar 'n formule, helling, gradiënt van AB is tan theta, waar theta daai inklinasiehoek is, wat vir ons gegee is, wat 81,87 is, en dan gaan jy net doodgewoon tan 81,87 in jou sakrekenaar invervang, en jy kry die gradiënt. MAB is 7. Die punte, invervang in die korrekte formule, en antwoord. Bepaal die vergelyking van BE in die vorm Y is mx plus C. So BE is 'n reguit lyn, en in die vorige vraag het ons mos uitgewerk dat die helling van BE is 'n kwart. En dit is wat ons nou hier gaan gebruik. Ons kort ook 'n punt, 'n koördinaat wat op daardie lyn woon. Ek het sommer die koördinaat E12 0 gevat, maar jy kan net sowel die punt C 4 min 2 gebruik, solank hy op daardie lyn lê. Hierdie koördinaat bestaan uit 'n x en 'n y. In ons formule, die reguitlyn formule, y is mx plus c, m is 'n kwart, en dan in x plek vervang jy 12, en in y se plek vervang jy 0. En dan werk jy vir c uit, kry c is min 3, dus is die antwoord y is 'n kwart x min 3. En dan waar is die punte? By die invervanging in die korrekte formule en die finale antwoord. 3.3.1 bereken die koördinate van B waar k kleiner is as 0. So dit beteken k se antwoord moet net negatief wees. Nou wat ons het uit die vorige vraag het ons BE se vergelyking uitgewerk, en dit was y is 'n kwart x minus 3. So ons vind vir B wat die punt KK is wat op daai lyn woon. So al wat ons gaan doen in x en in y se plek in daai vergelyking gaan ons k vervang. So ons vervang die k, wat nou gaan gebeur is hierdie kwart k gaan oorstap na die ander kant toe en minus 'n kwart k word. Ons trek daai twee van mekaar af, ons kry 3/4 k, en ons gaan nou net vir k
alleen kry, so ons maal met 4 op 3 hierdie kant, wat ons daar aan die linkerkant doen, doen ons aan die regterkant. Hierdie gaan alles uitkanseleer en ons kry dat k se waarde min 4 is. Maar k is dieselfde waarde, b is die punt k, so daarom is b die punt min 4, en dit is 2 punte werd. 3.3.2 bereken die grootte van hoek A. So hoek A is hierdie hoekie hierbo. Eerste ding wat ons doen is ons gaan die helling van lyn AC uitwerk met die hellingsformule. Ons vind die punt C op AC en ons vind die punt A op AC wat uit 'n X en 'n Y, 'n X en 'n Y bestaan. Ons vervang die waardes, onthou die hakies, en ons kry dat die helling van AC is min 2. Nou die volgende ding wat ons gaan doen, is ons gaan nou die inklinasie van AC uitwerk met die formule MAC is tan theta. Maar ons ignoreer die minus wanneer ons hierdie in ons sakrekenaar in vervang. So ons gaan dan doen second function tan 2 en ons kry, daar's 'n hoekie 63,43 grade. Maar dit is eintlik daardie skerp hoekie wat jy daar sien, die kleintjie daar. So om na daai hoek daar te gaan, AGE, wat jy doen is, dis mos hoeke op 'n reguit lyn. So jy sê 180 minus 63,43 en dan kry jy vir theta 116,57. Dit beteken, dis hierdie hoekie daar. Daai hoek met die vraagteken, dit is 116,57 grade. En nou kan jy vir hoek A uitwerk. Jy kan sê 116,57 minus die 81 wat jy daar kry, want die buitehoek van die driehoek is mos gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke, of jy kon sommer net met binnehoeke van die driehoek vir hoek A uitgewerk het, en daarom is A se grootte 34,7. So waar was die punte? Die helling wat jy uitgewerk het, daardie klein hoekie naby die verwysingshoek, toe die werklike inklinasie en dan die grootte van hoek A. Bereken die koördinate van die snypunt van die hoeklyne van parallelogram ACES, waar S 'n punt in die eerste kwadrant is. Met ander woorde, hier ergens is ACES is nou eintlik denkbeeldig. S is 'n punt in die eerste kwadrant. En ons moet die koördinate van die snypunte van die hoeklyne. So daar gaan 'n hoeklyn SC wees en dan daar gaan 'n hoeklyn AE wees. Nou, daar is 'n eienskap wat jy moet weet van hoeklyne om hierdie som te kan doen, en dit is dat hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. En wat dit impliseer is jy gaan eintlik met die middelpuntformule die middelpunt van AE uitwerk met A en met E se koördinate. So ek gaan net vir jou mooi wys. A is die punt min 2, 10 en E is die punt 12, 0 wat uit 'n X en 'n Y en 'n X en 'n Y bestaan. En daar het ek die 2 X-waardes en die 2 Y-waardes in vervang. Dus kry ek dat die middelpunt daar, die middelpunt van AE is die punt 5, 5. Dit is die koördinate van die snypunt van die hoeklyne en dis 2 punte werd. 3.4 Nog 'n punt T, PP, waar P groter is as 0, word gestip sodat ET gelyk is aan BE gelyk is aan 4 wortel 17 eenhede. Stop. Kom ons kyk wat sê hulle vir ons. Hulle sê vir ons, daar's 'n punt T wat hier ergens gestip is
en sy koördinaat is die punt PP. En hy is sodanig geskets daar, dat jou lyn ET is net so lank soos die lyn BE. Reg, bereken die koördinate van T. So, omdat ons van lengtes praat hierso, wat ons gaan doen, is ons gaan die lengte van, of die afstand BE gelyk maak aan ET, en dan weet ons mos nou, dat BE is 4 wortel 17, en dan hier by ET, gaan ons in die afstandsformule, die punt wat ons daar het, die punt E, 12,0, en T se punt, wat die punt P is, gaan ons in die afstandsformule in vervang. Die afstandsformule is mos op die formuleblad, vervang ons die x'e en die y'e, en daar is x en 'n y en 'n x en 'n y in die afstandsformule. Dan wat ek gedoen het is om van daai vierkantswortel ontslae te raak, het ek beide kante gekwadreer. Onthou bietjie, as ek hier kwadreer word dit 4 kwadraat is 16 en die wortel by die 17 val weg, dan is dit eintlik soos 16 maal 17 wat 272 is, en dan aan die regterkant ook die vierkantswortel kwadreer te val hy weg. Hierdie enetjie 12 min p kwadraat word die 2 hakies, en hierdie ene 0 minus p is minus p se kwadraat is plus p kwadraat. Dan gaan ek daai 2 hakies uitvermenigvuldig, en nou gaan ek net 'n vergelyking kry, wat ek dan in standaard vorm het, en daar is my vergelyking in standaard vorm. Nou gaan ek faktoriseer, met ander woorde hakies maak. As jy nie kan nie, dan kan jy die kwadratiese formule gebruik, en die faktore is p min 16, p plus 4, so jou antwoord is p is 16 of p is min 4. Maar, reg aan die begin het hulle vir ons gesê, p is groter as 0. So hierdie p is min 4 is nie van toepassing. Dus is die koördinate van T mos, PP is dan die punt 16, 16. En dan waar is die punte? Die feit dat jy die twee afstande gelyk gestel het aan mekaar, hier waar jy jou vergelyking in standaard vorm gekry het, jou faktore, dat jy net die positiewe P gekies het, en dat jy T se koördinaat gegee het. Bepaal die vergelyking van die sirkel met middelpunt E, wat deur punte B en T gaan in die vorm x min a kwadraat plus y min b kwadraat is r kwadraat. Nou goed, E is die middelpunt van hierdie sirkel, en ons weet mos dat nou 'n sirkel se middelpunt is die punt AB, en hier gaan hierdie sirkel nou deur die punt B, en onthou jy T was mos nou daar ergens getrek. So, dit is baie duidelik dat BE is eintlik 'n radius van daardie sirkel. En in die formule, in A se plekkie gaan ons die middelpunt se x sit, 12, en in B se plekkie die 0, en r kwadraat is mos nou 4 wortel 7, onthou die kwadraat. 4 wortel 17, onthou die kwadraat. En dan gaan ons nou net, hulle wil hom in daardie vorm hê, so al wat ons gaan doen is, as jy mooi kyk, wat hier gebeur het, is net mooi niks, ek het dit net soontoe gedra, want hulle wil hom in daai vorm hê, en ek het net hier gesê, y minus 0 is y kwadraat, en wat ek toe gedoen het, is ek het net van die wortel ontslaag geraak, deur te kwadreer. En daai vergelyking is vir jou 2 punte werd. B. Bepaal die vergelyking van die raaklyn aan die sirkel by punt B, KK. So dit is nou daai groot lelike sirkel wat ek nou daar geteken het. Daar's hy, en
daar is dan nou 'n raaklyn aan daai sirkel en ons gaan nou daardie sirkel se daardie raaklyn se vergelyking bereken. Nou die eerste ding wat ons weet is ons weet daai lyn BE se helling se gradiënt is 'n kwart. Dit was die heel eerste vraag in hierdie lang vraag. En nou weet ons dat die raaklyn se helling is min 4. En hoe weet ons dit? Daar's 'n stelling wat sê raaklyn loodreg radius en dan is daar 'n formule wat M1 maal M2 is min 1 is. So as jy weet dat die 1 se helling is 'n kwart, dan kan jy die tweede helling bereken. So jy maal net met 'n 4 daar en dan kry jy M2 is min 4. Dit is so ek by daai min 4 uitgekom het. Fantasties. Nou, in die vergelyking Y is MX plus C, B is KK. Onthou jy vroeër het ons vir KK uitgewerk vir B, ons het gesê dis die punt min 4, min 4. Nou hier is baie min 4'e, oeps, daar is 'n Y, baie min 4'e in hierdie som. In die gradiënt se plek sit jy min 4, in die X se plek sit jy min 4, in die Y se plek sit jy min 4, en ons werk vir C uit, en ons sien dat C is min 20. Dus is die vergelyking van daardie raaklyn, Y is min 4X min 20. En dan waar's die punte? Dat jy gesien het, die raaklyn se helling of gradiënt is min 4, jou invervang, finale antwoord. Soos beloof, aan die regterkant vind jy nou die playlists na die graad 11 en 12 analitiese meetkunde. Aan die linkerkant volg die volgende vraag in hierdie vraestel.